met my, nou vertel ek vir jou my laat aan storie. Verlede week het ek vir jou die pad van 'n stel luisprekers vertel. Vanaand gaan ek vir jou vertel die pad van 'n paar skoene. Nou in hierdie geval het dit begin in 1988. En weet julle, ek kan dit so goed onthou. Dit was 5 Januarie 1988. En ek onthou, daardie nag het ek daar op Oudtshoorn se poskantoor se stoep geslaap, want ek was te bang om aan te meld vir die weermag. Ek was daai so vreesbevange geweest dat ek nou met my diensplig moet gaan doen. Nou ja, so tussen tot die oggend hier by 8:00, toe besef ons daar op die klip waar die stoep van die poskantoor geslaap het, ek en my vriend ek het saam met hom gery, het ons toe nog maar gaan aanmeld. Jy weet, ons het probeer uitstel so lank as moontlik, maar toe maar besef, dit help nou nie meer nie, so het ons toe nog maar gaan aanmeld. En ek onthou nog, toe het hulle vir ons dadelik daar in 'n bungalow ingedeel, en dit was nie lankie te roep hulle ons, en sê nee, julle moet nou gaan vir julle klere. En so is ons nou af daar aan die KM stoor toe, en daar het ons nou in rye gestaan, en gewag nou, hulle het ook gesê, ons kan maar so 'n bietjie ontspan. Nou sit jy nog daar in jou gewone klere, en jy sit daar so in 'n kringetjie, jy weet, en jy sien nou, hoe gaan die manne hier in, en so kom hulle met vragte, met klere in hulle arms, en oor hulle skouers, en op hulle rug, kom hulle daar uit met klere, jy weet, is jou beurt te kom. En so gaan jy nou maar in die ry af, en uiteindelik, toe ek ook nou binnenkom, toe sien ek daar so 'n lang toonbank, en so is daar een ou wat uitdeel hende, ander deel broeke, ander deel sokkies en onderklere, en daai ou deel vir jou dit uit en dit en dit en dit, onder andere natuurlik ook jou weermagskoene, of jou army boots het ons eintlik van gepraat. Nou ja, ek onthou nog die ou het my so gekyk, en dit is interessant geweest, almal van ons, die ou wat die goed uitdeel, hy het jou net so gekyk, en dan gryp hy daar so 'n boots, of ons het 2 paar bootse gekry, of 'n hemp, of iets, en dan gooi hom sommer daar in jou rigting, en dan kan jy maar aanpas. Hy was perfek geweest, en daai ons het geweet, hulle het jou net so gemeet met die oog, en dan het hulle vir jou gegee, en daai goed was nommerpas vir jou geweest, en insluitend toe met die weermagskoene. Nou ja, toe is ons nog maar bangele toe, en onmiddellik natuurlik nou begin om die goed die veters reg te maak, en dan natuurlik nou om dit moet sommer dadelik gepoleer word, en al die dinge. Nou ja, so het ek toe die weermag met die 2 paar skoene deurgegaan, vasbyt gestap, al die opleiding deurgegaan, oral waar jy nou maar gaan, was die 2 paar skoene. Ek onthou wat so wonderlik was, toe ek nou offisier is, daar in die offisiersbenasie, soggens, dan het ek my skoene wat ek die vorige dag gehad het, daar voor my deur neergesit, en dan het ek gaan werk, en as ek terugkom, dan staan my skoene weer daar, netjies blink gepoleer, soos wat ek het self nie kan doen nie. Dit was altyd my lekker geweest. In die weermag het ek toe ek nog opleiding was, het ek vir 'n week lank 'n stel skoene gedaan, en het ek elke aand gepoleer, en dat ek hulle omgery, dat ek weer die ander skoene vir 'n week lank geloop. En op die ouend het ek 2 paar skoene gehad, wat fantasties ingeloop was, en wat baie lekker gedra het ook. En so het ek nou met die weermag klaar gemaak, en nou ja, jy vat dan al jou skoene saam, en so die skoene toe saam met my, daarna waar ek vir die eerste keer nou begin onderwys gee, daar Klein Willem, het toe saam met my gegaan. Daar moes ek natuurlik toe nog 1 keer 'n week kadette doen, en omdat ek nou die jong onderwyser was ek nou maar die ou wat altyd die kadette aan die gang moes hou, die ouer onderwysers het dan ietsie anders gaan doen, hulle moes eintlik ook deel gewees het, maar ek het begrip daarvoor gehad, so dan het ek nou maar daar met die manne besig gewees, so vir 2 periodes lank terwyl ons nou kadette het op 'n woensdagoggend, die eerste 2 periodes. Nou ja, so het die skoene toe nou, later het ek nou, diensplig moes toe nou afgestel, en natuurlik ook kadette in die skole ensovoorts, en dis toe dat die skoene toe nou daar, half in onbruik begin raak het, want ek het nou maar net vir weermag doeleindes gebruik, en dit is toe dat my neefie, wat ek nou baie nou band mee gehad het, hy het toe nou na my toe gekom, dus hy sê, Doppies, kan ek nie daai 1 paar skoene van jou by jou leen nie. Nou ek het nou vir hom goed geken, ek het geweet, dat as hy iets by my gaan leen, gaan ek nooit my teruggeen nie, maar ek het gesê, ek gedink, nee, dis nou 'n oulike idee, dat ek vir hom die paar skoene gee, want ek gebruik het nie meer nie. En die ander paar skoene kan ek glad nie onthou wat daarvan geword het nie. Maar so het my neef toe nou, vir 'n klomp jare, ek dink 5 jaar, het hy met daai 6 jaar met daai paar weermagskoene van my rondgeloop. Sy voete was presies dieselfde grootte as myne. En
wat vir my nou, die storie nou begin hartseer maak eintlik, is dat hy was 19 jaar oud, toe is hy nou al werksaam op plaas, klaar met skool, hy's 'n bestuurder daar op 'n plaas, jong man, en natuurlik die jong manne het moes nou graag ook die aande 'n bietjie uitgegaan, en die aand het hy nog die skoene, die middag het hy nog die skoene gedra, soos hy elke dag gedoen het, en die aand het hy het uitgehaal, nog sy vuil sokkies so binne die skoene gelos, en toe het hy nou gaan vir hom gestort en skoon aangetrek en saam met vriende gaan kuier. Nou daardie aand is hy toe in 'n motorongeluk oorlede, wat natuurlik groot drama in ons familie veroorsaak het. Ek onthou nog, dit was 13 Desember 1998, en dit is toe nie lank daarna, nie 'n paar maande daarna, toe ons nou weer by hulle gaan kuier daar, en toe kom sy broer met die paar skoene voor 'n dag, hy gee dit vir my terug, nog so met die vuil sokkies daar binne in, en as nog net soos dit van die plaas afgekom het, vol stof, onversorg ensovoort, die veters, alles, jy kan nou sien, dis die ding wat nou vinnig uitgetrek is, en wat nou vir 'n paar dae nie gepoleer is nie, maar nog in 'n baie goeie toestand. Daardie skoene het ek nou saam met my gevat, was dieselfde pad met daai stel luidsprekers as ek hom ingepak het, die stel boetse het ook so saam met die luidsprekers, was dit ingepak, vir amper sê, het was in dieselfde boks ook gewees, en so het ek daarmee Kaap toe gekom, en die boetse daar in 'n kas gestaan vir baie jare, en ek onthou nou so 10 jaar gelede, toe ek weer daar by my neef kom, toe vra ek vir hom of ek die skoene vir hom vir hulle kan teruggee, toe sê hy nog vir my die mooiste ding, hy sê nee, hy voel daai skoene moet by my bly, want dit is daai spesiale band wat ek met my neef gehad het, wat oorlede is, en dit het toen vir my sin gemaak, en ek het die skoene teruggebring, en het weer vir 'n klomp jare daar in my kas gestaan, en so rukkie gelede, toe ek nou so begin betrokke raak by die militêre veterane, besluit ek moet nou die skoene uithaal, en ek onthou nog, ek het 'n paar skoene gesoek, ook, en dit is ook nou 'n jaar gelede, wat ek toe vir my 'n paar skoene soek, wat ek nou elke dag kan dra, en dis toe dat ek nou op die skoene afkom, wat toe presies soos my weermagskoene lyk, my weermagboetse, en ek het daai skoene vir my gekoop, ek het so baie daarvan gehou, dat ek vir my 'n tweede stel daarvan gekoop het, so ek is nou vandag die lekkerste skoene, wat my ook baie natuurlik, dit lyk, ek het al gedink, dit kom uit dieselfde fabriek uit, as wat daai weermagskoene destyds uitgekom het, dit is miskien nie die sool wat verskil, en so bykie die hoeveelheid gaatjies wat die veters deurgaan, en so, maar dis die hele shape van die skoene is dieselfde. En so 'n maand gelede, toe kyk ek die skoene so, en ek besluit, maar ek dink dis tyd dat hierdie skoene weer tot sy regte waarde weer teruggebring word, en is toe dat ek dit mooi skoonvee, en ek polies hom, en ek sit weer met die regte polies, wat ons in die weermag mag gebruik het, ons mag niks anders gebruik het, as kiwi, donkerbruin polisie, dit was dit gewees, dit was standaard, dis ook al wat jy daar in die snoepie destyds kon koop, daar in Oudtshoorn, as jy polies nodig gehad het, enigiets anders was nie toegelaat nie, jy het baie ouens is militêre brein, dit werk nie, maar so het ek toen die skoene mooi gepolies, en ek het baie mooi foto's daarvan geneem, en daar die skoen staan nou, som hier in my sitkamer, daar langs my TV, het ek daar so uitstal rak, en ek het daai skoene daar uitgestal, en wat vir my interessant is, dit is altyd soos in Engels sê, 'n conversation starter, en as die mense dit sien, dan vra hulle uit na die paar skoene, en dan kan ek vir hulle die storie vertel, van die pad van daardie weermagskoene, van 5 Januarie 1988, en waar ek vandag nog, dis 36 jaar gelede, as my som nou reg is, of werk my som nou verkeerd, ja, 36 jaar gelede inderdaad, en nou ja, vandag is dit vir my 'n mooi sentiment, dit staan daar in my rak, en ek is baie trots daarop, natuurlik die spesiale band wat daarmee saamgaan, die mooie storie wat daarmee saamgaan, en die herinnering, en natuurlik die sentiment aan my neefie, met wie ek so 'n noue band gehad het, en wat ek en hy het mekaar so mooi verstaan, en was baie lief vir mekaar gewees, en vandag is nog steeds vir my 'n mooie herinnering aan my neefie, wat so geleef het, ten volle geleef het, altyd ten volle geleef het, en ek wil sommer nou hierdie liedjie van Len Miller vir julle speel, en dis Huildronk, en dis sommer net Huildronk op daardie fantastiese neefie van my, en sy nagedagtenis,
Dit is baie jare later. Ons onthou hom nog steeds met liefde en met deernis en natuurlik met 'n groot glimlag op gesig, want hy was stout geweest. Hy was ondeend geweest. Hy het gelewe ten volle. So op my neef Len Miller se huildronk.